Goeiedag en welkom hier in die Kragdag Ateljee. Ek is Anne-Marie Brenner en ons gesels met die belangrike mense by Kragdag. Dit is die uitstallers. Johan de Villiers is een van die eienaars van R2D Fuels en hulle het 'n dieselbestuurstelsel. Johan, vertel vir ons, hoe werk dit? Nou ja, dit word lekker warm hier by Kragdag en ons gesels met van ons uitstallers. En Johan de Villiers, hy is die man van R2D Fuels. Johan, julle is dieselbeheer mense, nee. Vertel maar eers vir my net, waar kom R2D Fuels vandaan en waar kom die interessante naam vandaan? Ja, R2D Fuels. Ons het so 15 jaar terug begin in die trekking-industrie en ons het 'n nut gesien vir dieselbeheer op vragmotors. Dieseldiefstal is groot in Suid-Afrika en ons het 'n nut gesien in die mark vir die beheer daarvan. En met die transportgedeelte het daar ook 'n nut gekom vir die boere en jou transporters en jou vervoermaatskappye en jou diensmaatskappye, almal wat diesel gebruik. En toe het ons besluit, okay, wag, kom ons ontwikkel 'n stelsel vir die mense wat by die yard sit en dan kan ons daai diesel beheer. Nou, hoe werk julle stelsel? Hoe meet mense nou die diesel? Want ek neem aan, as jy nou 'n vloot het, dan ry die voertuie nou in en die maak vol met diesel by is dit nou by 'n volstasie? Dit werk maar basically soos 'n volstasie se stelsel, maar ons het net ons in die lug gesit. So ons het hardeware sagteware ontwikkel wat die hele proses beheer. So ons kan sien, okay, as 'n verskaffer kom en hy laai diesel af vir jou vloot of vir jou maatskappy, jy het 'n 20,000 liter tank op jou yard, ons sit 'n level sensor binne in daai tank wat kan sien dan great. Hy het 15,000 liter kom aflaai, het die 15,000 liter in die tank gegaan. So ons doen daai kontrole. Ja. Dan van daai kontrole af kan ons dan sien en kyk, right, die kliënt sit met, kom ons noem dit 15 voertuie. En elke voertuig is geregistreer volgens 'n spesifieke vlootnommer of 'n registrasienommer. En dan kan ons die stelsel leer om te sê, okay, great, hierdie is die voertuig se tag, daai tag maak oop vir daai spesifieke voertuig. Hy het 300 liter diesel gedispense na daai voertuig toe en dan het ons nou heeltemal 'n trial. So ons kan sien, daar diesel in die tank gekom, daar's diesel uit die tank uit gegaan, daai diesel het dan gegaan na daai voertuig toe. Ja. Dan kan ons nou 'n stapie verder vat en ons sit 'n stelsel binne in die voertuig ook. So dan kan ons sien, die 300 liter uit die tank uit gegaan na die trok toe. So nou sit dit in die trok, maar die 300 liter het nie in die trok ingegaan nie, daar het net 150 liter in die trok ingegaan, so ons merk dit dan as 'n diefstal. Ja. So of nie 'n diefstal nie, maar 'n discrepancy. Ja. So dan kan ons nou presies sien, okay, daar is ons 150 liter weg. Ergens is daai 150 liter. Waar is dit heen? Ja. So ons gee vir die kliënt 'n volledige beheerstelsel om te sien hoeveel diesel hy ontvang het, hoeveel diesel het uitgegaan, klop dit alles met mekaar. Dit maak dit meer seker ook of veilig, sal ek sê. Dit gee vir jou die opsie dat nie net enigiemand kan kom diesel vat nie. Jy moet geregistreer wees op die stelsel om te sê, great, dis hoeveel hierdie voertuig mag diesel vat. Daai persoon mag diesel gee vir daai spesifieke voertuig. En miskien op 'n ander vlak van sekuriteit ook, jy seker daar's geen lekkasies of enige ander manier hoe jou diesel kan verdwyn nie. As hulle sê maar diesel uit jou fisiese tank wil uitsteel, ons moniteer dit ook. So as daar geen aktivering op die pomp was nie en daar's minder diesel skielik. Daar is ewe skielik 'n sak in die dieselvlak, dan merk ons dit as 'n drop en dan kan jy dit nou gaan. Nou as al daai 300 liter nou wel in die trok ingaan. Ja. En hy ry nou en hy kom terug, maar hy het nie genoeg kilometers gery om 300 liter diesel te gebruik nie. Ja, weet julle dit ook? Ons doen dit ook. So enige diesel wat in die tanks ingaan, enige diesel wat uit die tanks uitgaan op voertuie, werk ons dan volgens jou kilometers en kan sien en kyk, right, dit is hoeveel kilometer die trok gery het, hy hardloop op 2.2 km per liter, is dit in sy merk. Ons kan kom ons met 'n vlaggie op 'n spesifieke voertuig sit, so as hy minder as 2.2 km per liter kry, dan gooi ons 'n vlaggie uit. Of die ou se trok het 'n regtig groot probleem of iemand het homself langs die pad gehelp. Yes, korrek. Ja, so dit sit jou my 'n bietjie beter in beheer van wat aangaan. Diesel is baie duur en daar is so baie diefstal. Ja. En dis hoekom ons die stelsel ontwikkel het. So. Nou, jy weet, die skelms is baie slim. Het hulle nog nie 'n manier gevind om julle stelsel te breek nie? Ja, vandalism sal ek sê, ja, maar jy gaan fisies die stelsel moet breek. Ja. Dan weet jy, ons het sekere sensors en alarms wat ons uitstuur sodra sien maar 'n solo nooit meer werk nie of die stelsel verloor krag of enigiets soos dit. So ons kan dit alles Hoe beheer die eienaar dit? Kry hy nou 'n boodskapie? Het hy 'n toepassing, 'n app
Ja. waar jy 'n boodskapie kry of is daar 'n beheerkamer? Hoe werk dit? Daar's al 'n paar verskillende opsies. So meeste opsies wat op ons AutoD-stelsel sal 'n online applikasie wees wat jy by inteken. So al ons data is in die cloud. Ons praat van die cloud is daar, so dit is alles in die cloud en so jy vat jou telefoon of jou rekenaar en jy log in en dan kan jy al jou levels van jou tanks, jy 20 tanks het, kan jy al 20 tanks se levels kan jy live sien. Jy kan al jou dispensing sien vir 'n spesifieke voertuig oor 'n sekere tydperk. Jy kan al jou dispensings of al jou vlakke vir al jou voertuie sien oor 'n sekere tydperk. Ja, Alles kan jy dit export na plaas jou Excel in toe, beheer. PDF toe, ja. En Jy natuurlik dit veral vir die boere wat so besig is in strooptyd, dit herinner hulle ook om diesel te bestel betyds, né? Yes, waar dit nou baie nou lekker is vir die verskaffers van ons stelsel is, hulle kan sien op al hulle kliënte hoeveel diesel in elke kliënt se site is. So hy kan sien, dan kyk daai spesifieke boer is nou op 20% diesel. Hy kan die boer bel en sê hy hoor hierso, kan ek vir kom aflaai? Die boer sê ja, reg, kom laai af en dan gooi net nog 'n bietjie diesel vir hom in. So julle maak die lewe sommer maklik. Ons maak dit bietjie makliker. Sit meer in beheer, sit die diesel faktor bietjie minder, maak dit bietjie moeiliker. Jy kan dit nie keer nie. Ons probeer daarom net om dit bietjie beter te bestuur. En wat wil julle by Kragdag kom doen? Wie wil julle hier bereik? Wel, eindkliënte, maar ons is meer op soek na mense wat ons produk vir ons fisies kan verkoop. So ons soek na herverkopers. En dit is ons mikpunt vir die Kragdag, maar dan obviously ook om die individuele kliënte ook te help, die boere en die transporters en die ouens met hulle generators, ons kan hulle ook almal help. So ja, Ja, dis natuurlik 'n ander ding wat baie diesel gebruik deesdae is al die kragopwekkers, Yes. veral in die groot maatskappye, ook iets wat moet gemonitor moet word. ja, en dan die ouens wil weet wat hulle consumptions, want dis waar baie diefstal plaasvind is tussen wanneer hulle nou daai jerrycannetjie vat en dan hardloop hulle afgegou om diesel te gaan ingooi in die generator in en dan kom dit in die generator ooit nie. So ons kan dit net bietjie beter beheer, ja. So sien jy uit na Kragdag? Ja, dit sal ons eerste een wees, so ek sien nogal uit. Lanklaas bietjie 'n skou gedoen. So. Jy reg om 3 dae op jou hakke te wees want hier's Yes. baie mense. Ek was vir baie jare lank 'n waiter gewees, so nee, ek weet hoe om my voet Sê reg te staan. Ja. Nou baie dankie vir jou kuier hierso in die Kragdag Ja, ateljee dankie, en dankie. hoop julle het 'n lekker voorspoedige skou. Baie dankie, waardeer dit. Dankie vir julle tyd. En dit was dan nou die lekker gesprek met Johan de Villiers van R2D Fuels. Hulle dieselbestuurstelsels kan julle gerus kom besigtig hier by Kragdag.